is twee. O ja, die eer, dat lei na die jongen. Oh yes, en die ander, lei na die jaar. Julle moet kies, van die paaie is twee. Heilig is die Here wat ons aanbid. Heilig is die God van Isak, Abraham en Jakob. Geloof sy die naam van die Here, my anker, my rots, my bergvesting. Ek groet elke aanluisteraar wat my stem kan hoor, die manne van die Here teenwoordig, die vrou van die Here teenwoordig. Goed verkeer om straat, elke moeder, vader, jong man, jong dochtertjie, wees 'n groet in die mooi naam van Jesus. Weet jy, dit ding my so as ek hierdie woorde sê, aan die lied wat ons altyd sing, o, wees gegroet, wees gegroet. En ja, dierbares, is weer hier by die onfeilbare woord van die Here. Die woord van die Here, wat nog nooit sy krag verloor het nie. Die woord van die Here, wat voor die begin van hierdie aarde, by God was, en die woord, wat selfs God is. Nou weet jy, dankie man van die Here. Halleluja, dankie musikant, hou op 1. Ek kan hoor my heiland roep my. Ek kan hoor my heiland roep my. Ek kan hoor my heiland roep my. Ek gaan met hom, ja met hom, deur die weg, want hy beloof my sy genade. Hy beloof my sy genade. As jy die stem van die Here hoor vanaand, verhard nie jou hart nie. Hy beloof my sy genade. Dis die woord, Here. Ek gaan met hom, ja met hom, deur 1 Johannes 3 vers 20. Want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart, en hy weet alles. Ek lees het weer, 1 Johannes 3 vers 20. Want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart, en hy weet alles. Die Here seën sy voorgeleesde woord. En dierbaar is ek het hier lang woorde vir die voorhou nie kenner, maar ek wil maar net vir die voorhou, die opgetekende woord van die Here, aan die boeke van 1 Johannes 3 vers 20, van die woord van die Here verklaar. Want as ons hart ons veroordeel, God is groter as ons hart, en hy weet alles. Maar wat my interessant is, aan die gedagte, die mensdom is bewus, dat as hulle dood, as hulle sterwe, sal hulle eendag veroordeel word, deur God homself. Hulle sal veroordeel word, deur die woord, maar die Bybel sê nee, voordat God of die woord jou veroordeel, sal daar 'n ander veroordelaar is, met die naam van die hart. Voordat iemand wat jou kan sê, maar hierdie ding wat hy doen, broer Lawrence is verkeerd, sê die
die Bybel oordeel die hart jou alreeds. En hoe Fabian, maak hierdie dankkasterhand oop. Eergisterand oop in die man van die Here sê, as wanneer jou oog gesien het, dat is wanneer jou mening verander word. Maar die Bybel sê in Lukas 11:33, dat die oë as die vensters van hierdie hart. Voordat die hart enigiets gaan doen, moet die oë alreeds gesien het. Die sonde wat baar in die hart as deur middel van die oë wat gesien het. Die Bybel sê dat die oë as die lamp van die liggaam en alleenlik dit wat die oë sien, dit kan die hart uitvoer. Nou verstaan ek, hoe kan Jeremia 17:14 sê die Here ken die hart om jou te oordeel volgens die vee van sy handelinge. Dit gaan oor wat die oë sien, wat die hart ontvang. En Spreuke sê, die hart is die oorsprong van hierdie lewe. Here, ek aanbid. Die hart, mense, is die oorsprong van die lewe. Dit wat die hart ken. Dit wat die hart ken. Dit bepaal die voetstappe van 'n mens. Dit laat ding my dierbaar is. Ken het. Toe die Here na Adam toe kwam en Adam vra mens, maar waar is jy? Toe antwoord Adam die Here, ek is naak. Die Here het eers gevra, as die naakie. Maar daarom sê die woord van die Here, dit wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Adam kon nie anders as om homself te poempie van dit wat in die hart is, loop die mond van oor. Dit wat in die hart is. Net dit wat in die hart is. Die hart van 'n mens sal sy uitbestemming bepaal. Die hart van 'n mens sal op sy einde, op sy ewige lewe, sal dit bepaal. Gee my jou hart. God is groter as die hart. Maar die Bybel sê in Johannes, hy maak dit seker dat die Bybel sê dat die mense moet weet dat die hart oordeel ook. Sê Here, ek verstaan nog nie. Die Here sê dit is hoekom wanneer 'n kind te klein is en hy vat die lekkertjie, dan eet hom so vinnig, maar die kind ken dan nie die woord van die Here nie. Die kind weet nie wat reg en verkeerd is nie. Niemand het hom gesê nie, maar omdat die kind se hart ontwikkel het op 'n manier dat hy al kan veroordeel. Veroordeel die kind se hart ook. Here, ek prys U. Verstaan ek die mense wat saam bly, wat hoer nie. Dat sê hulle dien ook die Here. Jy hoer jou moeg, jy bring jou moeg, dan verklaar jy dien die Here. Dit maak my bekommerd as jou eie hart wat jou oordeel, as jy jou eie ore vir jou hart toemaak. Die hart veroordeel jou in die aand wanneer jy gaan lê, dan sê jy ook, hy maar, ek was am regtig verkeerd, toe ek met die suster so gepraat het. Die hart veroordeel jou broer Maxwell, jy was verkeerd, toe jy saam gaan slaap het, maar die Bybel sê, daar sommige mense, wat hulle sy ore toemaak, vir die woorde van sy hart. Die hart veroordeel 'n mens, nog voordat God jou kan veroordeel. Adam, die Here het vir Adam gevra, Adam, het jy gesondig of het jy nie gesondig nie? Die hart het homself gepiemp. Die hart. Daarom broeder Nico, ek wil hom nog vra, wat toe gaan hy? Toe sê die hart alreeds, van die hart bepaal sy lippe, toe sê hy is na die lyn toe, op pad
Hy sê hy wou dit nie gesê het nie, maar die hart het hom voorgespring om dit te sê. Van die hart bepaal die woorde van 'n mens. Bybel verklaar, hy sê dat die hart, die woorde van 'n mens se tong, kom van jou hart af. Die woorde van 'n mens se tong word openbaar deur middel van jou hart. Bybel praat in Spreuke 8. Verdorf was die hart. As jy die Bybel, die kamers, die hart het kamers wat aan hom toegeken word. Wat is die hart, ja? En dan dink my, as jou hart kamers het, hoeveel mal word jy geoordeel wat in elke kamer woon 'n duiwel? Nou verstaan ek, hoekom kan daar verskillende demone in een mens opereer? Want hy hart maak plek vir die demone, vir die magte om thuis te kom vat. En die Bybel sê dat die sonde, hy lê in die kamers van die hart en hy daal neer tot op die laaste punt van die doderyk. Alleenlik die mens se hart. As net die mens se hart. As net die mens se hart. Ek wil sê broer Lester kan hoeveel keer vir jou preek. Evangelisas kan hoeveel keer vir jou preek. Maar as jy jou hart toesluit om die woord van die Here te hoor, dan sal dit vir jou vir ewig te laat word. As jy nie na die stem en die woorde van jou hart luister nie. Hoe Fabian gesê, Here, as jy my stem hoor, verhard nie. Here, ons aanbid nie. Verhard nie die veroordelaar en veroordelaar van jou eie lewe nie. Van weet jy, dat is jou broer of jou suster, wat met jou sal die hemel laat missie, is jou eie hart. Daarom sê die Bybel, verdorf was dit. Wie sal dit ken? Sal dit ken? Jy probeer uitfigure, maar wat gaan in die hart dan? Maar die Bybel sê, dit is reeds die hart wat vir jou veroordeel. Daarom sê jy by Sondags raak sensitief, as jy vir hom sê, sy bekeer nie. Hy raak kwaad. Hy is ongesteld. Maar hoekom? Want sy hart praat vir hom voor. Dit is reeds omdat hy bewus is van sy sondige toestand. Dan sê hy vir hom, maar dis mos hy bekeer nie. Dan kom sy hart in 'n posisie van verdediging en sy hart sê vir hom, nee, jy kan nie vir my so seer maak nie. Jy kan my nie so aanraak nie. Maar dit is aan reeds die hart wat vir jou die ewigheid sal laat mis. Nou verstaan het. Heilige Here, ek verstaan hoekom Spreuke 3 vers 23 sê, bewaar die hart meer as alles wat bewaar moet word. Het jy al iemand by die tempelpoorte van jou hart gesit wat die beskerming vir jou kan bied om eendag in te gaan? Het jy al iemand gesit by 'n plek in jou lewe wat die oorsprong van jou hele lewe is? Net die hart. Wie kan die hart ken? Die hart het dan kamers. As jy daar in 'n groot mense instap en jy soek 'n spesifieke persoon, jy wil nou verstaan hoekom daar sekere demone is wat lank vat om uit te kom. Want hy sit nie by die 6de of 7de kamer nie. Hy lê daar diep agter by die 20-30ste kamer en daar kos dit bid en vas om die demoon uit te haal, want hy lê al te diep. En nou verstaan ek, as ek by die werk het kom en ek kom staan daar en mag ek net die voorjaar skoon, dan sê ek, nee man, laat dit dan net die mense verbyloop, maar net mooi lyk. Maar die Bybel sê, jy kan maar die agterplaas los en net voorskoon maak by die hart, maar God ken alles. Hy weet wat agter ook aangaan.
Sê vir broer John, nee man, ons gooi die vullis hier agter die boom, dat die mense net sien nie man. Solank dat man het gehark is en gespuit is, dat moet mooi lyk by die vooraandsig. En alles moet pragtig lyk. Maar agter, maar dieper in die hart, lê die dinge wat die ewige dood sal veroorsaak. Diep agter, lê die skep, lê die sonde. Nou verstaan ek. Bybel sê, laaste ding hy sê die hart as die bepaler van 'n sondaar se voetstap. Ek verstaan nou. Ek verstaan, jy sê jy wil die rook los, jy wil die drank los, maar dis omdat jou hart op 'n verkeerde plek is, dat bepaal die hart van toe die voete moet loop. Jy wil bekeer, maar elke keer stap jy na die Sabine's toe. Hoekom? Die hart sê vir jou voor. Maar broer Lester wil vanaand in kort sê, Bybel sê, dit wat 'n mens veroordeel eerste is die hart. Hoekom dink jy 'n man wat valbier gekoop het, druk hom hier in? Niemand het vir hom gesê steek hom weg nie. Maar die hart sê, dis verkeerd, nou steek jy hom weg. Adam en Eva was in 'n tuin, in 'n plek Niemand sien. waar hulle nie nodig gehad het om weg te kruip nie. Alles was vrylik, maar toe God hulle konfronteer, toe veroorsaak die hart dat hulle self moet verberg vir die aangesig van God. Daarom, as jy vanaand die roepstem van die Here hoor, verhard nie jou hart teenoor sy stem nie. En mense, probeer die gevoelens en die drange van die hart wegsteek. Maar die Bybel sê God is groter as die hart. Ons kan 'n uitnodigingslied sing. God is groter as 'n mens se hart. Ek verstaan baie mense dink hulle kan vir die Here lieg. Ja, selfs jy wat voorsê jy's bekeer, God ken na die drange van die hart. Hy lei na die rook. God ken die drange van die hart. Hy lei na die hoer. Nou kom jy met 'n vermomde huwelik om die hoer daaruit te keer, maar die Bybel sê God ken die drange van 'n man se hart. Jy kan maar hoe maak soos jy wil, maar dit wat in die hart is, dit sal jou dood veroorsaak. Mense wil vermommings opsit om hulle se sondige natuur weg te steek vir God. Maar die Bybel sê, as die hart jou oordeel en jy luister nie na die hart nie, dan moet jy weet dat God